Weer sê, vir julle wat my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Ons gaan saam lees in Openbaring 3 vers 8. Die woord begin deur te sê, ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Amen. Nou hier kan ons sien dat Jesus spreek tot Johannes oor die 7 gemeentes. En ons gaan vanmôre net kyk na een van die 7 gemeentes. En ek gaan vir die res van hulle se name almal lees. Ek wil sommer vir julle hierso lees wat God sê. Ek was in gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor. Dit is wat Johannes sê. Soos dit was sy wat sê ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in die boek en stuur dit na die 7 gemeentes van Asië. Na Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Nou, ons gaan vanmôre fokus op wat die Here vir die gemeente van Philadelphia gesê het. Ons teks van oordeenking in hierdie boek van Openbaring vorm 'n deel van Jesus se brief wat hy aan Johannes geopenbaar het vir die gemeente van Philadelphia. Dit is seker een van die mees bemoedigende verse in die woord. Hoekom? Omdat Jesus hier nie na die mens se swakheid kyk en die mens veroordeel omdat hulle swak is nie, maar hy gebruik hierdie brief om eerder hulle getrouheid te prys. Ons breek hierdie teks op dat ons die konteks dalk beter kan verstaan. Die gemeente in Philadelphia was nie 'n groot, invloedryke of magtige gemeente nie. Hulle was heel waarskynlik klein in getalle en hulle vervolging wat hulle moes ontvang, wat hulle ontvang het, is iets meer, heel waarskynlik as die ander. Hulle het ook nie baie hulpbronne gehad nie. Tog spreek Jesus geen teregwysing teen hulle uit nie. Inteendeel, hy kom en hy prys hulle vir hulle geloof en hulle volharding. Net voor vers 8 sê Jesus dat hy die sleutel van Dawid het. Met ander woorde, hy bewys hierdeur absolute gesag. So wat ek vir julle wil sê vanmôre, die woord sê dit, hy alleen maak die deur oop en hy alleen maak die deur toe. En wanneer hy 'n deur oopgemaak het, kan niemand, geen mens of geen omstandighede dit sluit nie, en wanneer hy 'n deur toemaak, kan geen mens of omstandighede dit oopmaak. Maar ongelukkig is ons net mens, en die meeste van die tyd sal ons voor 'n toedeur kom staan, en ons sal daai deur probeer oopforceer. Terwyl ons sien dat God hierdie deur gesluit het. Terwyl ons weet dat die woord van die Here sê, as ek 'n deur gesluit het, kan niemand dit oopmaak nie. Wanneer ek dit oopgemaak het, kan niemand dit weer sluit. Ek begin weer te sê, ek ken jou werke. Nou hierdie is vir party van ons miskien 'n goeie ding, en vir party van ons glad nie 'n goeie ding. Want as die Here vir ons sê vanmôre, ek ken jou werke, beteken dit ek ken alles. Van jou, alles wat jy dink, alles wat jy doen, alles waarmee jy jouself besig hou. Dis Jesus se heel eerste woorde in hierdie teks vanmôre. Ek ken jou werke. Wat beteken dit as Jesus dit vir hierdie gemeente van Philadelphia sê? Nommer 1 sê hy, ek sien julle getrouheid. Ek sien julle opoffer. Ek sien julle gebede. Ek sien julle stryd wat julle het. Ek sien alles wat niemand anders raak sien. Wanneer Jesus sê, ek ken jou werke, openbaar hy die hart van 'n liefdevolle verlosser van elke aspek van elke mens se lewe raak sien. Hy kyk nie net na wat vir mense sigbaar is nie, maar hy sien die dinge wat in die stilte gebeur. Hy sien die getrouheid
wat niemand anders raak sien en niemand anders prys nie. Hy sien ook elke opoffering wat niemand anders erken, as ook die gebede wat in die geheim gebid word, die stryd wat agter elke glimlag weggesteek word, en elke traan wat niemand anders sien. Hy sien elke gelowige wat aanhou om hom te dien, al voel dit asof daar geen beloning vir hom of vir haar is. Dien ons nie 'n wonderlike God. Ek staan vanmôre hier en gesels met die broer en ek sê vir hom, ons besef nie hoe groot is God se genade en hoeveel liefde die Here vir die mense. En ons staan so en gesels en ek sê vir hom, weet jy, die grootste satanis, as hy vandag sê, Here, ek wil my hart gee vir die Here, gaan die Here hom ontvang. Dit is die God wat ons dien. Dit maak nie saak hoeveel lewens daai man of vrou verwoes het nie. God gaan nie eers kyk daarna. Die oomblik wat jy sê, Here, hier is ek. Ek bid in die naam van die Here, dat ek my hart kan skoonmaak, en ek wil my bekeer tot God. Skryf die Here al hierdie goed eenkant. Dit is liefde. Dis liefde wat ons seker in ons lewe nooit sal verstaan. God se genade dieselfde. God se genade dieselfde. Die Here is 'n wonderlike God. Kerk, hy sien elke ouer wat getrou vir sy kinders bid. Hy sien die werknemer wat eerlik bly in sy werk, ondanks die onreg. Hy sien die persoon wat aanhou glo, wanneer sy omstandighede ontmoedig begin raak. En elke kind van God, wat elke dag kies om gehoorsaam te wees. Selfs wanneer niemand daarvoor applaus gee. God se oë is nie gerig net op die uiterlike prestasie van die mense, maar op die opregtheid van ons harte. Maar mense dikwels net die eindresultaat beoordeel, sien Jesus die geloof, die volharding en die liefde wat agter elke daad van gehoorsaamheid is. Hierdie is vir my so mooi openbaring, want ons, wat as jy engineering background het, as ek dit so kan stel, of 'n konstruksie background het, maak nie saak wat dit is nie. Dit is altyd so mooi, reg in die begin, lyk alles so woes en deur mekaar. En dit is iets waarop jy nie moet fokus nie. Dan sal die ingenieur by jou kom en vir jou sê, nee, maar hierdie, dan sê, wag net so 'n bietjie tot ek klaar is. As ek klaar is, dan kom jy weer. Kom kyk na die eindresultaat. En dis presies wat die woord vir ons hier sal sê. Die Here is 'n wonderlike God. Die Here is 'n wonderlike God. En as dit nie vir 'n God soos hy was nie, kom ons wees eerlik vanmôre, daar is absoluut niks wat u en ek kan doen om vir ons 'n plek in die hemel te koop. Ek gee nie om hoeveel mense in 'n gemeente sit en hoe sterk 'n pastoor of 'n dominee of 'n evangelis of wat jy jouself wil noem staan en hoeveel mense jy het nie en hoeveel mense jou na die Here toe gelei het. As dit nie vir God se genade was nie, het ons absoluut niks. Amen. Niks. Hy vergeet nooit 'n enkele gebed of 'n enkele traan of 'n enkele daad van getroue wat ons as mens teenoor hom aan. Selfs wanneer dit voel asof jy alleen staan in hierdie wêreld. Wie van julle het al gevoel jy staan stoksiel alleen in hierdie wêreld? En ek wil vir julle sê vanmôre kerk, jy kan tussen 100 mense staan. Jy kan net so alleen voel. Jy kan net so alleen voel. Selfs dan behoort ons te weet, ons anker is in Christus Jesus. Jy voel partymal wel, jy staan alleen en niemand om jou sien jou moeite raak of waardeer niks nie. Verseker, hierdie waarheid jou, sê dan, dankie Here daarvoor, dat hierdie waarheid jou sal verseker, dat die Here alles sien.
alles onthou en alles op sy volmaakte tyd sal beloon. Daarom kan ons vanmôre met moed aanhou om God getrou te aanbid. Want ons werk is nooit te vergeefs wanneer dit by Christus Jesus kom. Sy erkenning is baie groter as enige menslike goedkeuring. En sy beloning is ewig. Hierdie woorde van Jesus bring vir ons 'n diepe vertroosting. Jy mag dalk vir die wêreld onsigbaar wees vanmôre. Jy mag dalk voel, niemand sien niks raak wat jy doen nie. Maar jy is en sal nooit onsigbaar voor God word. Hy ken jou, hy sien jou, hy dra ons elke dag. Hy sal jou nooit vergeet nie. Waar mense dikwels kyk na jou resultate as mens, kyk Jesus eerder na jou getrouheid. Hy sê, kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee. En 'n geopende deur simboliseer in die Bybel dikwels nuwe geleenthede, bediening, uitbreiding van God se koninkryk, goddelike voorsiening, nuwe seisoene en toegang tot God se plan vir jou lewe. Die belangrike punt hier vir ons is natuurlik dat Jesus self die een is wat die deur oopmaak. Is dit nie amazing nie? En as Jesus hierdie deur oopmaak, weet ons vanmôre dat ons weet, niemand kan hierdie deur toemaak behalwe Jesus homself. Amen. En dan wil ek jy ook bemoedig vanmôre en vir jy sê, weet vanmôre kerk, dat die Here sal nie een deur toemaak as hy nie reeds 'n ander deur vir jou oopgemaak het. Al wat ons moet doen is bly vertrou met alles wat jy het. Bly jy getrou aan God en jy sal sien hoe die Here deurkom vir elkeen van ons. Dit is die belangrikste. Baie belangrike punt is ook hier natuurlik dat Jesus nooit nie vir 'n oomblik sal wegstap van hom. Maak nie saak hoe ons God teleurstel. En ons doen dit daagliks. Maar dankie Here vir sy liefde. Jy hoef nie mense te probeer manipuleer nie. Jy hoef nie deure te probeer oop forceer nie. Want wanneer God besluit het om die deur oop te maak, sal dit permanent oop bly, totdat hy die een is wat alles besluit. Die woord sê dit baie duidelik. En niemand kan dit sluit nie, sê die Here. Hierdie is 'n geweldige en kragtige belofte. Jy moet mooi verstaan wat Jesus hier sê. Dit beteken geen vyand, geen mens, geen regering, geen demoniese mag en absoluut geen teestand kan 'n deur wat God oopgemaak het toemaak. As God besluit het dat daar iets is wat sy wil vir jou lewe is, kan niemand dit stop. Maar nou moet ons ook weet, en ook mooi verstaan vanmôre, dit beteken nie, daar sal nie weerstand wees nie. Maar dit beteken weerstand sal nie God se plan kan vernietig. Die storms in hierdie lewe kan kom, die wind kan waai, kan miskien alles in die huis verwoes, maar die fondasie in Christus Jesus sal nooit beskadig word. Want ons leer ook in hierdie boek van Johannes dat groter is hy wat in ons is as hulle wat in die wêreld is. En dan gaan Jesus verder en hy sê, want jy het min krag. Hierdie is waarskynlik die mooiste deel van hierdie vers vanmôre. Jesus sê nie hier vir ons dat jy sterk genoeg is om dit alleen te doen. Nee, hy sê, jy het min krag. Met ander woorde, ons is klein, ons voel swak. Al voel ons swak, maak dit nie saak nie. En ons het beperkte hulpbronne. Jy het nie baie invloed nie, julle krag is natuurlik. En julle kan net dit wat menslik moontlik is doen. Dis wat die Here bedoel wanneer hy sê, julle het min krag. Wie weet vanmôre, daar is niks onmoontlik vir die koning van die konings. Niks.
Want die mooi van hierdie teks is dat Jesus hulle nie kom en hulle veroordeel oor hulle swakheid vanmôre nie. Nee, hy gebruik juist mense wat hulle afhanklikheid aan hom erken en sal erken. Kerk, ons is niks sonder God. En daarom behoort ons te kan erken dat in myself kan ek dit nie doen nie. Maar in Christus Jesus is ek in staat tot alles. Dit herinner my aan die woord tog in die boek van Korinte, 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10. Die Here sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node en vervolginge, in benoudhede om Christus wil. Want as ek swak is, hoor wat sê Paulus, dan is ek sterk. Wanneer ek op my swakste is wanneer ek eintlik op my sterkste is in Christus Jesus. Kerk, God soek nie altyd mense met die beste of die wat die meeste vermoë. Hy soek eerder mense wat in gehoorsaamheid aan hom kan bewys. Soos hierdie teks vir ons sê, en jy het my woord bewaar. Hier sê die Here vir die gemeente van Philadelphia, julle het my woord bewaar. Met ander woorde, die mense wat vasgehou het aan die waarheid, die mense wat nie die Bybel verander het, of die woord van God verdraai, soos wat sommige dit doen, om by die wêreld, by hulle en by die wêreld aan te pas. Hy het gehoorsaam gebly, selfs al is dit hoe moeilik. Om God se woord te bewaar beteken om dit te glo en gehoorsaam te wees aan God se woord. Om dit te beskerm en om daarvolgens te lewe. Elke dag van ons lewe behoort ons 'n keuse te maak om volgens die woord van God te lewe. Gehoorsaamheid aan God se woord en aan sy stem is 'n duidelike en sigbare bewys van 'n hart wat God liefhet en hom volkome kan vertrou. Die woord leer ons dat gehoorsaamheid nie sommer net 'n nakoming van reëls is nie, maar 'n lewenswyse wat uit liefde, eerbied en geloof voortgaan. En as ons wil eerlik wees vanmôre, kan ons vanmôre sê dat hierdie is nie vir ons iets niets nie. Dis nie veronderstel vir ons iets niets te wees nie. Want hoe het jy as kind jou pa en ma geëer? Deur hulle in liefde te gehoorsaam. As jy opregte liefde aan jou ouers bewys, beteken dit jy bewys nommer 1 gehoorsaamheid. Net so behoort ons liefde aan Christus te bewys deur ons gehoorsaamheid. Amen. Jesus sê vir ons in Johannes 14:23, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. Is dit nie mooi nie? As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. En wys daarmee dat ware liefde vir God sigbaar begin word deur ons gehoorsaamheid. Liefde is nie net woorde, liefde is doen ook. Om vir iemand heeldag te sê ek is lief vir jou, maar jy bewys dit nie. Dis nie liefde nie. Dis woorde. Deur mekaar te eer, te respekteer, jou liefde te bewys aan iemand, is wanneer jy vir iemand wys in woord en in daad dat jy lief is vir daardie persoon. Dit is liefde. Woorde beteken niks as 'n mens nie vir daardie persoon wys ek het vir jou lief. Ek meen, hoe gaan dit wees as ek vir jou sê elke dag, ag ek is lief vir jou, maar agterna behandel ek jou soos 'n hond? Gaan jy daai liefde ervaar? Nee. Gaan jy kan sê hierdie persoon is werklik lief vir my? Nee. Liefde is doen. En dit is nie net in ons huwelik of in ons verhoudings nie. Dit is
Ons verhouding tussen God en ons ook. Liefde is doen. As ek nie vir God kan wys dat ek lief is vir hom nie, hoe gaan hy dit weet? Reg deur die geskiedenis van die woord sien ons dat God mense wat in gehoorsaamheid stap, wat hulle liefde aan God bewys deur hulle gehoorsaamheid, geseën het. So wat beteken dit vir u en vir my vanmôre? As ek my liefde in Christus kan bewys deur my gehoorsaamheid aan die woord, sal hy my seën. Want die woord sê, God is nie 'n aannemer van persoon. Ek wil vir u sê vanmôre, God is nie liewer vir Noag as wat hy vir my is nie. God is nie liewer vir Abraham as wat hy vir my is nie, ook nie vir Moses nie. Want hy is nie 'n aannemer van persoon nie. So as God vir Moses, Abraham en vir Noag geseën het, soos wat hy hom geseën het, omdat hulle in gehoorsaamheid gestap het, hoekom sal hy my nie seën wat in gehoorsaamheid stap? Nou kom ons kyk 'n bietjie na Noag, wat in gehoorsaamheid die ark gebou het, nog voordat daar enige teken van reën was. U weet, in daai tyd voor Noag was daar nie so iets soos reën. God het die aarde benat met dou. Die oggend het hulle opgestaan en was die gras en alles was nat met dou gewees. Nie kom die Here en hy sê vir Noag, bou vir my 'n ark. So groot, so hoog, so lank, so breed. Daar waar jy nou staan. Was daar 'n dam of 'n see of 'n spruit of 'n rivier naby die ark gewees? Nee. Nou dink vir jouself vanmôre. Wat sou u doen as die Here vanmôre vir u sê, bou vir my 'n boot of 'n skip hier agter op hierdie stuk droë grond? So groot dat dit nie op 'n trailer kan gelaai word om see toe te gevat word. Sonder om enigstens te dink, stap Noag in die gehoorsaamheid in en hy begin daai ark te bou. Die woord van God sê nêrens vir ons hoe ver was hy van die naaste see of die naaste dam of die naaste water. Maar in geloof en in gehoorsaamheid kom Noag en hy begin daai ark te bou. Dink bietjie vir jouself hoeveel mense het daar verbygekom en hom gevra, wat maak jy? Is jy mal? Hoe gaan jy hierdie ding by die water kry? Maar hy het geweet. Hy het nie nodig om daai ark tot by die water te bring. God gaan die water tot by die ark bring. Hy het nie geweet wat beteken dit as die Here vir hom sê ek gaan reën oor die aarde laat uitstort. Maar tog het hy gehoorsaamheid beweeg sonder om God se woord enigsins te bevraagteken. Kyk hoe het God vir Noag geseën. Hebreërs 11 vers 7 sê, deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie. Dit is die reën. Met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Sou Noag sy huisgesin gered gewees het as hy nie gehoorsaam was nie? Nee. Waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. As ons kyk na Abraham, hy was meer weer bereid om sy vaderland te verlaat sonder om eens te weet waarheen hy op pad is. Abraham se lewe is seker een van die duidelikste voorbeelde van iemand wat in gehoorsaamheid beweeg. Toe God hom roep om sy vaderland en sy familie en die bekende wat hy ken agter te laat, het hy sonder enige twyfel, sonder enige huiwering, al het hy nie geweet waarheen God hom stuur, het hy beweeg in gehoorsaamheid. Hebreërs 11:8, deur die geloof het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Later was hy selfs bereid om sy geliefde seun Isak te offer, omdat hy op God volkome vertrou het. Hy het geglo. God is altyd getrou. Hy het geglo
geglo en vasgehou aan God se beloftes. Dit kan ons lees in Genesis 22. Abraham se gehoorsaamheid was nie gebaseer op wat hy kon sien of verstaan nie, want hierdie dinge verstaan 'n mens nie altyd. Maar op sy vaste geloof in God, sy karakter en in sy beloftes. Daarom word hy vandag nog die vader van die geloof genoem. Sy lewe leer ons dat ware gehoorsaamheid beteken om God te kan vertrou, maak nie saak hoe dit lyk. Maak nie saak wat jy nie sien, al sien jy niks, al voel jy niks. As God vir jou 'n woord gee, kom in beweeg. Bly jy gehoorsaam in dit wat God vir jou sê om te doen. Daarom is dit so belangrik vir ons as mens om in konnotasie met die Gees te probeer bly. En ek weet dit is nie aldag maklik nie. Ons is aldag besig, ons is so besig, want tyd is vir ons 'n groot probleem in hierdie lewe. En die vyand sal al hoe meer hooi op jou vurk laai, dat jy al hoe minder tyd het om stil te raak en by die voete van Jesus te sit. Weet jy, dit is soms nie nodig om sulke lang gebede voor God op te stuur nie. Dit is soms nodig om net doodstil te wees voor die Here. En 'n bietjie stil te bly, dat God ook 'n woord kry. Want ons is so geneig, maar as ons wegtrek, dan begin ons bid en praat en praat en praat. En as ons klaar is dit amen en ons spring op en ons is besig om die volgende. So vinnig dat God nie 'n oomblik kry om terug te praat met ons. En dis eintlik hartseer dat tyd so verskriklike gejaagd is in ons lewens. Moses het weer op sy beurt God se opdragte opgevolg om die Israeliete uit Egipte te kan lei. En ons kan sien dat Moses se gehoorsaamheid begin het die dag toe hy sy roeping by die brandende bos geaanvaar. Al het hy onseker gevoel en nie in homself geglo nie, want hy het geglo, hy is nie bekwaam genoeg vir die taak nie, en hy het reguit vir die Here gesê. Hier kan ons sien vanmôre, kerk, God gebruik jou wanneer hy jou wil gebruik. Jy hoef nie vanmôre hier te staan met 'n graad agter jou naam nie. Timoteus het geen graad of geen pastorale kursus gehad. Maar steeds het die Here hom gebruik om te werk en te werk vir die koninkryk van God. 'n Sertifikaat, as ek vanmôre 'n sertifikaat op hierdie kansel neersit, gaan hy jou bedien? Nee. God kyk nie na dit. God is nie op soek na mense wat net prestasies het, mense met sertifikate. As die Here jou roep, dan roep hy jou. Presies soos wat hy met Moses gedoen het. Moses het nie aan homself geglo nie. Jy weet, Moses kon nie eens mooi praat nie, hy het gehakkel. Maar steeds sê die Here vir hom, ek wil jou gebruik. Want hy het geweet, Moses is die een wat sy Israeliete, sy volk, uit Egipte sal kan lei. Ek geglo, hy is nie bekwaam genoeg vir die taak nie, maar ons leer hier, dat hy later uiteindelik God se stem gehoorsaam het, en besluit het, ek gaan na Farao toe gaan, om vir hom te vertel, dat ek die Israeliete uit Egipte gaan uitlei. En hierdie gedeelte word beaam in die boeke van Exodus 3 en 4. Ons sien hier, deur Moses gehoorsaamheid, dat God bitter baie wonderwerke gedoen het. En ons ken die verhaal van die Rooi See, wat God oopgemaak het, vir hulle om deur te stap. En ook hoe die Here vir hulle voorsien het, elke dag, terwyl hulle in die woestyn was. Hierdie is dinge, wat geen mens seker ooit sou kon glo, sonder om te sien. Moses se lewe is 'n duidelike bewys dat God nie net volmaakte mense gebruik nie, maar eerder gewillige en gehoorsame mense wat volkome op God kan vertrou. Moses se voorbeeld leer ons ook dat wanneer ons God se stem gehoorsaam, hy ons toerus voordat ons uitgaan en sy krag deur ons swakheid
openbaar. Ek wil vir julle sê vanmôre kerk, as die Here vir jou iets gee om te doen, sal hy nooit vir jou iets gee wat hy weet jy nie sal kan doen. Hy sal jou toerus om te kan doen waarvoor hy jou geroep het. Net soos wat hy vir Moses toegerus het om te doen waarvoor Moses in sy eie ek gesê het, ek kan dit nie doen, Here. Here vir hom gesê, ek sal jou die krag gee. Ek sal jou toerus om te kan doen waarvoor ek jou geroep het. Al wat jy moet doen is wees gehoorsaam. Laat my dink aan die tyd toe die Here hard met my begin praat het oor die bediening. Het ek ook baie vir die Here gesê, Here, maar ek kan nie. Ek kan nie hierdie doen nie. Ek weet nie hoe gaan ek dit doen. Hoe gaan ek dit doen? Wat het die Here gedoen? Hy het gewag tot ek in gehoorsaamheid stap in die roeping in wat hy vir my gegee het en my toegerus om te kan staan nie waar ek staan vanmôre. Dit is die God wat ons aanbid. En dan natuurlik kom ons by die beste en die mooiste voorbeeld waarom ons ooit in hierdie lewe kan dink. Sy naam is Jesus. Selfs Jesus, die Seun van God, het in gehoorsaamheid gestaan. Is dit nie amazing dat Jesus homself, die volmaakte voorbeeld, want kerk, daar is nie en daar sal nooit weer wees 'n beter voorbeeld as die van Jesus. Hy kom en hy stel die volmaakte voorbeeld deur gehoorsaam aan God te word tot die dood. Tot die dag wat hy sy laaste asem aan die kruis uitgeblaas het, was Jesus gehoorsaam. Filippense 2 vers 8 sê vir ons, en in gedaante gevind as mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. Van die begin van sy aardse bediening tot aan die kruis, het hy hom volkome aan die wil van sy Vader onderwerp. Selfs in die tuin van Getsemane, waar hy hierdie geweldige lyding wat voor hom gelê het, diep ervaar, het hy gebid en gesê, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Matteus 26 vers 39 sê vir ons, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Sy gehoorsaamheid was nie afhanklik van gemak of omstandighede, maar van sy volmaakte liefde vir die Vader en vir elkeen van U wat vanmôre is. Filippense 2 vers 8 sê vir ons, hy het homself verneder deur gehoorsaamheid aan God tot die dood toe. En ons sien hier, deur Jesus se volmaakte gehoorsaamheid is die prys vir elkeen van ons se sondes betaal. Die weg na verlossing is geopen en die oorwinning oor die sonde en die dood is behaal deur Jesus se gehoorsaamheid. Sy lewe leer ons dat ware gehoorsaamheid beteken om God se wil bokant ons eie wil te kies. Dis iets waarmee ons as mens vreeslik sukkel. Want ons het 'n sterk wil, die eie wil, kies ons gewoonlik ons eie wil bokant God se wil. Jesus het God se wil bo sy eie gekies. Met die vaste vertroue dat sy plan altyd goed en volmaak en tot sy eer is. Gehoorsaamheid beteken ook natuurlik om totaal en al op God te kan vertrou. Selfs wanneer ons nie verstaan. En om sy wil bo ons eie begeertes te kan kies en om sy waarheid te kan volg. Selfs wanneer dit teen die wêreld se waarde staan. Dit bring ons nader aan die Here om dit te doen. Dit vorm ons karakter, dit beskerm ons teen sonde en plaas ons in die middel van God se wil, waar sy seën en lyding ervaar word. Ek sê weer, God soek nie mense met buitengewone vermoëns nie.
Hy soek mense met harte wat bereid is om te luister en te doen wat hy sê en wat hy van ons as mens verwag. Wanneer ons aan sy woord vashou en sy stem in gehoorsaamheid volg, leef ons onder die gesag van God. Ervaar ons sy vrede en sien ons hoe hy vir ons deure oopmaak wat geen mens kan sluit. Daarom is gehoorsaamheid nie 'n las nie, maar 'n voorreg wat ons in 'n dieper verhouding met God bring en ons lewe tot eer van sy naam laat wees. Hierdie is bitter belangrik. As jy nie gehoorsaam is aan God se woord nie, wil ek vir u sê vanmôre, moenie verwag dat God vir jou gaan deurkom. Dit is bitter belangrik. As die woord van ons sê om nie sy naam te verloon nie, wat sal hy sê, wat beteken dit vir u en vir my vanmôre? Ons laaste gedeelte sê hy hierso, en vir hulle wat my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Om Jesus se naam nie te verloon nie, beteken om hom openlik as Here en Verlosser van jou lewe te erken, om getrou aan hom te bly en nooit jou geloof prys te gee nie, ongeag die koste of die omstandighede. Dit maak nie saak wat wie of wat sê. Moet nooit skaam wees vir die Here. Moet nooit ophou om vir mense te vertel. As mense by jou kom en vir jou sê, yes, like, maar jy doen goed. Moet nooit skaam wees om te sê, dis alles deur die genade van God. Amen. Dit is nie ek nie, dit is die Here. Dit is hoe ons seker maak, ons verloon nie die naam van die Here. In ander woorde, maak nie saak hoeveel vriende ek verloor. Nou wil ek verder gaan deur te sê, dit maak nie saak hoeveel familie of geliefdes ek verloor. Dit maak nie saak of dit jou vrou of jou man is. Jy bly getrou aan God. Maak nie saak wat jy moet prys gee daarvoor. Amen. Kerk, jy kan alles in die lewe verloor. En jy kan steeds staan en bly as jy nog steeds vir Christus Jesus het. Jy kan onder 'n boom slaap. Jy kan in 'n asblik rondloop, krap vir kos. Maar as jy Christus verloor, moet jy alles in die lewe verloor. Dit beteken meer as om net met jou mond te bely dat jy 'n kind van die Here is. Beteken dat jou hele lewe God moet behaag, dat jy so moet lewe dat dit sy naam sal eer in alles wat jy doen. En ek weet dit is nie maklik nie. Baie keer kry ons dit reg, ander kere dan faal ons totaal en al. Party dae is die draad maar net bietjie korter as ander dae. Maar steeds daarna, as die Gees van God jou oortuig dat jy oor die lyn getrap het, kom terug na die plek toe waar jy weet jy hoort. Dis nie aldag maklik om net Jesus liefde uit te leef. Maar ons moet streef daarna. Ons moet probeer tot die beste van ons vermoë. Want die woord van die Here sê, ek ken jou werke. En die Here sien alles wat jy opoffer. As jy vandag iets opoffer vir die Here, God sien dit. As jy bid tot God en vir die Here sê, Here, ek het gefaal, ek het alweer gefaal. God hoor dit. Maar om net met jou mond te bely dat jy 'n kind van God is, maar jou lewe wys dit nie, beteken niks. Jesus sê vir ons in Matteus 10:32 tot 33 dat elke een wat hom voor mense bely, sal hy ook voor die Vader bely. Hoor hoe mooi is hierdie kerk. Maar wie hom verloon, sal hy ook verloon. Om sy naam nie te verloon nie, beteken daarom om aan sy waarheid vas te hou
wanneer die wêreld in kompromie is en ook gehoorsaam aan sy woord te bly, al maak die wêreld wat, al is dit hoe ongewild of raak dit hoe moeilik, bly vashou aan die woord van God. Weet vanmôre dat God getrou is. Dien God selfs te midde van vervolging, verwerping, onsselfs lyding, soos wat Paulus vir ons 'n voorbeeld was. Die gelowiges in Philadelphia, aan wie Openbaring 3 vers 8 gerig is, sê die woord het min krag gehad. Maar Jesus prys hulle steeds, omdat hulle sy woord bewaar en sy naam nie verloor het. Hulle het nie toegelaat dat vrees, druk of teëstand hulle van Christus al wegdryf. Dit is die belangrikste kern. Want hoeveel mense is daar hier buite, dat die oomblik as die lewe begin uit mekaar uitval, die heel eerste ding wat gelos word is die Here. Dan is daar nog sommiges wat die Here die skuld gee vir alles. Kyk wat het Job se vrou gedoen. Wat het sy vir Job gesê hier op die einde? Kry klaar met God en vloek hom. Wat was Job se woorde? As ek die goeie van God kan ontvang, sal ek ook die slegte van God ontvang. Dit is wanneer ons as mens vashou aan die Here, maak nie saak wat dit kos in hierdie lewe. Om Jesus se naam nie te verloor nie, beteken ook dat ons hom deur ons woorde, ons karakter, ons besluite en ons lewenswyse verteenwoordig. Wie weet vanmôre, ons is verteenwoordigers van die evangelie van ons. Ons verteenwoordig die evangelie van Christus. Elke een van ons, nie net die ou wat agter die kansel staan. Elke een van ons verteenwoordig Christus. Elke daad van liefde, elke daad van heiligheid, elke daad van eerlikheid, elke daad van vergifnis en gehoorsaamheid getuig van die naam wat ons dra. Vir my om vanmôre 'n I Love Jesus t-shirt aan te trek, maak nie van my 'n kind van die Here nie. Hoe ek optree, wanneer ek optree, wat ek sê, wat ek doen, is wat wys wie se naam ek dra. Dit vra dat ons Christus bo die mens se goedkeuring begin plaas. Dat ons sal kies om eerder God se goedkeuring weg te dra as mense se. En sy waarheid bo die wêreld se opinies te stel en getrou te bly totdat God weer vir Jesus sal stuur om terug te kom aan die aarde. En uiteindelik is dit 'n lewe van onwrikbare lojaliteit aan Jesus Christus. 'n Lewe wat met oortuiging kan verklaar. Maak nie saak wat dit my kos. Ek sal nooit skaam wees vir my God en my verlosser nie. En ek sal nooit sy naam verloor nie, want hy het nooit opgehou om my lief te hê. En hy het nie geskroom vir 'n oomblik om sy lewe vir my te gee en af te lê aan die kruis. Die gelowiges in Philadelphia het nie skaam geword vir Jesus nie. Selfs onder die druk wat hulle was, het hulle steeds bly sê, Jesus is die Here van my lewe. Hulle het nie 'n kompromie aangegaan met die wêreld en vervolging probeer vermy nie. Nee. Hulle identiteit was in Christus. Die groot boodskap van hierdie vers is natuurlik Jesus se seën oor hulle. Wat nie gebaseer was op hulle eie krag nie, maar op hulle getrouheid en hulle gehoorsaamheid aan God. Nou kerk, wil ek u bemoedig vanmôre. Terwyl die wêreld sê, word sterker in jouself, sê Jesus net, wees jy net getrou in my. Die wêreld leer ons van kleins af om op ons eie vermoëns, ons eie krag en ons eie selfvertroue staat te maak. Maar die woord van God ons leer dat ware krag daarin lê om volkome
om God te kan vertrou. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Hier sê die Here dit vir ons. God vra nie eerstens dat ons moet eers sterk word, ons moet eers sterk wees nie. David was vir ons 'n baie groot voorbeeld daarvan. Hy was die kleinste van hulle almal. God het nie vir hom gesê, gaan oefen eers, of gaan kry eers hierdie reg of daai reg. Nee. Hy vra dat ons getrou sal wees en afhanklik van God moet leef. Kerk, ons het die Here nodig. Daar's niemand in hierdie wêreld, ek gee nie om hoeveel geld hy het nie, en hoeveel besighede hy het nie, en die manne met groot besighede, kan nie vanmôre staan en sê, ek is nie afhanklik van God. Ons het God nodig. Amen. Ons is afhanklik van die Here. En ons kan vanmôre met blymoedige harte erken, Here, ek is bitter afhanklik van U, want sonder U is ek absoluut niks. Amen. Daarom sê Paulus vir ons, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. In 2 Korintiërs 12:10. Omdat God se krag juis in ons swakheid volbring kan word. Dwars deur die woord gebruik God mense wat nie op hulle self vertrou nie, maar op hom. Ons het vroeër gesien dat Noag, Abraham en Moses en ook die disippels van Jesus daarvan getuies is. Waar die wêreld selfvertroue verkondig die evangelie, God se vertroue. Wanneer ons volle vertroue in die Here plaas, lei hy ons, gee hy ons die krag vir elke uitdaging en maak hy moontlik wat vir die mens onmoontlik lyk. Daarom is dit vir God belangriker dat ons op hom vertrou, eerder as dat ons probeer om in ons eie krag sterker te word en in ons eie krag dinge te doen. Want wie op God vertrou, sal nooit teleurgesteld wees. God stel nie teleur. Hy het nog nooit nie, en hy sal ook nooit nie. Waar ek vir u kan sê vanmôre, die mens stel verseker teleur. Terwyl die wêreld sê, kry meer invloed, sê Jesus vir ons, bewaar jy eerder my woord. Die wêreld meet 'n mens aan sy waarde, aan invloed, aan status en gewildheid. Maar God heg veel meer waarde aan 'n hart wat sy woord bewaar. Ek wil vir u sê vanmôre, ek gee nie om wat so groot influencer jy is in die lewe. As jy nie God se woord bewaar, sien hy jou in die raak. Die wêreld kan jou raak sien en jou op hierdie verskriklike verhoog plaas. Dis mense. Maar ek wil eerder deur God opgelig word, deur gehoorsaam te wees aan sy woord, deur sy woord te bewaar. Al is dit net hy wat tevrede is met my, die res is nie, maak dit nie saak, dis nie belangrik vir my. Want God vir my dink, behoort vir my die heel belangrikste te wees. Jesus het die gemeente van Philadelphia nie geprys omdat hulle groot invloed gehad het nie, maar omdat hulle ondanks hulle min krag sy woord bewaar het, sy naam nie verloor het nie. God se woord is die vaste fundament waarop ons geloof, ons karakter en ons hoop gebou word. Terwyl wêreldse invloed tydelik en verganklik is, Jesus sê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan. Matteus 24. Daarom is dit vir God so belangrik dat ons getrou aan sy waarheid bly, dat ons deur die wêreld aanvaar eerder as om deur die wêreld aanvaar of bewonder te word. Wie God se woord bewaar, leef onder die seën van die Here. Hy wandel in sy waarheid en bou 'n lewe van ewigheidswaarde. En ons kan vanmôre vir mekaar sê, ja,
dis goed om hier dit te hê en daai daar te hê. Kerk, dis alles dinge wat sal verby gaan. Waarop ons moet fokus, is om in gehoorsaamheid te bly staan, om God se woord te bewaar, om seker te maak, ek verloon nie die naam van die Here nie, want dit is ewigheidswaardig. Dis iets wat ons vir ewig sal kan hou. Terwyl die wêreld sê, vertrou op jouself, vertrou op jou eie krag en jou eie insigte, kom Jesus en hy sê nee, vertrou jy op my. Die Bybel leer ons, die ware wysheid en krag nie daarin lê om op onsself te vertrou nie, maar om ons volle vertroue in God te stel. En hiermee sê ek nie vanmôre, jy moet nou net terugsit en relax en God gaan alles doen nie. Nee. Ek sê altyd vir almal, jy moet alles wat jy doen tot die beste van jou vermoë. Jy moet alles insit wat jy het in iets wat jy wil doen. En dan kan jy eers na God toe kom en sê, Here, ek kan menslik net tot hier gaan. Nou vra ek dat God die teenwoordigheid in my lewe en my saak sal openbaar. Jy gaan sien hoe die Here deurkom. Dis wat die woord vir ons sê. Lê nie ons eie krag, ons vertroue in God gestel word. En ons het vroeër gehoor wat die woord sê in Spreuke. Vertrou op die Here met jou hele hart. Ons eie krag en verstand is maar net beperk. Want ons is net mens. Maar God se wysheid is volmaak en sy krag is onbeperk en bo-natuurlik. Wanneer ons op hom vertrou, lei hy ons op die regte pad. Gee hy ons vrede te midde van die onsekerheid wat ons voor ons sien. Op maniere wat ons nooit self kon bedink of bewerk. Daarom sê die Here vir ons in sy woord vanmôre, wanneer jy swak is jy sterk. Daarom is dit belangrik dat ons afhanklik van God bly leef, eerder as wat jy besluit om op jou eie vermoë staat te maak. Want geseënd is die man wat op die Here vertrou, sê Jeremia 7:7. En wie sy vertroue in God stel, sal nooit te vergeefs op God wag in die kerk. Hoor wat ek sê vanmôre. Jy sal nooit te vergeefs op God wag as jy jou vertroue ten volle in God. Amen. Jy bly net wag, want God sal vir jou leer. In hierdie teks leer ons so mooi. God gebruik gewone mense. En God maak deure oop wat geen mens kan sluit nie. Die swakheid in jouself diskwalifiseer jou nie. Maar weet vanmôre dat ontrouheid aan God jou verseker sal diskwalifiseer. Getrouheid is vir God baie belangriker as grootte of sukses. Wanneer jy God se woord bewaar en sy naam eer, werk hy namens jou. Openbaring 3:8 sê vir ons, is 'n herinnering dat God nie mense kies omdat hulle sterk, invloedryk of suksesvol is nie, maar juis omdat hulle getrou is aan God en sy woord bewaar. Selfs wanneer ons voel, ons het min krag, wil ek vir u sê vanmôre, Jesus sien elke een van ons se gehoorsaam. Kerk van die Here, hierdie is seker een van die grootste waarhede wat die woord ons leer, is dat die mens nie geskape is om onafhanklik van God te leef, maar in 'n voortdurende verhouding van afhanklikheid van God. En ook natuurlik in gehoorsaamheid. Ons het God nie net nodig wanneer ons deur moeilike tye gaan. Ons het God elke dag. Amen. Elke dag. In elke aspek van ons lewens. In ons gesin, in ons huwelik, in ons werk, in elke besluit wat ons neem, in ons finansies, in ons gesondheid, in hierdie bediening, in ons verhouding, as ook in ons toekoms, het ons God werklik nodig. Amen. Jesus sê vir ons in Johannes 15:5, dis vir my so mooi, weet jy,
Daarom is dit so belangrik. Kerk, moenie ophou om die woord te bestudeer. Die woord het al die antwoorde. Hier sê die Here vir ons in Johannes 15:5, sonder my kan julle niks doen nie. Nou wie kan vanmôre opstaan teen hierdie woord en sê ek kan sonder die Here iets doen? Jy kan nie. Wat beteken dat ware vrugbaarheid, wysheid, vrede en geestelike groei slegs uit 'n lewe in verbondheid met God kan vloei? Ons eie krag en insig en vermoëns is beperk, maar God se wysheid is volmaak en sy krag het geen einde nie. Daarom vermaan Spreuke ons en sê vir ons moet met ons hele hart op God vertrou. Psalm 127 vers 1 verklaar dat as die Here die huis nie bou, te vergeefs werk die wat daarin bou. Dit herinner ons dat geen sukses, geen plan of prestasie blywende waarde sal hê sonder God se plan en sy teenwoordigheid en sy seën oor my lewe. Te vergeefs werk die bouer aan die huis as die Here dit nie bou. Wanneer ons God eerste stel en hom in alles raadpleeg en hom deel maak van alles in my lewe, begin die Here jou paai vir jou gelyk maak. Hy lei ons en hy beskerm ons. Hy gee ons hierdie bonatuurlike wysheid en insig en hy voorsien in elke behoefte volgens sy volmaakte wil. Om van God afhanklik te leef is daarom nie 'n teken van swakheid nie, maar 'n teken van oorgawe, van geestelike volwassenheid, omdat ons erken dat hy die bron is van ons lewe, van ons asem, ons krag en ons hoop. Die grootste geheim van 'n geseënde lewe is nie om God net in krisisse te soek nie, maar om elke dag en elke besluit en in elke een van jou omstandighede met oortuiging te leef. En te sê, Here, ek het U nodig. Nie net vir sommige dinge van my lewe nie, maar vir alles in my lewe. Want sonder U kan ek niks doen. Die Bybel wys herhaaldelik hoe maklik die mens na God toe hardloop slegs wanneer daar nood, siekte, finansiële probleme of ander krisisse is, maar om weer vergeet wanneer die nood verby is. Baie van ons gebruik die Here as 'n spaarwiel. En nou wil ek vir u ook sê, baie van ons vergeet om te kyk of daardie spaarwiel vol wind is. En dis vir my so mooi, is dit nie wonderlik hoe die Here ons in die menslike natuur wys, hoe nodig jy eintlik daardie 5de wiel het. Want die dag, wanneer jy daai 5de wiel wil aansit, en hy is net so pap soos die een wat jou mee wil ry, gaan jy nergens heen gaan. Ek moet die spaarwiel ook aandag gee, om seker te maak wanneer ek hom nodig het, is hy vol wind, en ek gaan nie gestrand wees. Baie van ons gebruik God as die spaarwiel. Hy is net daar, wanneer ek skielik iets nodig het. God ken nie my stem nie, maar as iemand verskriklik skielik siek of in die hospitaal beland, 'n geliefde of iemand wat jy nie graag wil verloor nie, dan kan ons vinnig op ons knieë gaan en sê, Here, Here. Dit werk nie so. Is dit nie soveel lekkerder om elke dag met God in gesprek te wees? Dat die oomblik wanneer jy God werklik nodig het in 'n krisis, kan jy enige tyd in die troonkamer van die Here inbars en sê, Here, hier is ek vanmôre, ek het U nodig. En God ken jou stem, want jy is gehoorsaam, jy is onderdanig, jy bewaar die woord van God en jy verloon nie die naam van Jesus Christus. Of jy sê, God verlang verseker nie na 'n verhouding
wat net op behoefte gebaseer is. Hy verlang na 'n verhouding van liefde. En liefde beteken gehoorsaam, beteken onderdanigheid, beteken bewaring van God se woord. Hy soek jou geloof en getroue. Dwars deur die skrif sien ons hoe die volk Israel die Here aangeroep het wanneer hulle in benoudheid was. Maar op dikwels verlaat het sodra hy voorsien en verlos het. Kyk maar na die voorbeeld van hierdie 10 melaatses. Wat gesê het, Here genees ons, raak ons aan, wees ons barmhartig. En Jesus het al 10 van hulle genees van melaats. Maar net een het omgedraai en gesê, dankie Here. Dis presies wat die mens doen. Ons bid vir iets, maar as die Here dit vir jou gee, sê jy dankie daarvoor. Kom jy terug na God en sê, Here, ek het gebid vir 1, 2, 3, U het voorsien, ek dankie, ek loof U en ek prys U naam daarvoor. Die mens is seker die ondankbaarste wese wat op hierdie aarde loop. Die ondankbaarste wese wat op hierdie aarde loop. En die mens is seker die wese wat die vinnigste 'n guns vandag is môre moet. Het jy iemand al agtergekom in hierdie lewe? Dis wat die mens is. Dis wie ons is. Dit openbaar hoe maklik mense God as 'n oplossing net vir hulle probleme sien, eerder as die Here van hulle lewe. God wil nie net ons redder in moeilike tye wees nie, kerk. Hy wil ook ons Vader wees, ons hemelse Papa. Ons is veronderstel om 'n intieme verhouding met God te hê. Hy wil jou leidsman wees. Hy wil die koning wees in elke dag van jou lewe. Ware geloof soek nie net God se hand vir sy seëninge nie, maar ook sy aangesig en 'n intieme verhouding met die Here. Ons aanbid hom nie bloot vir dit wat hy vir ons kan doen nie. Dit werk nie so nie. Ons behoort God te aanbid vir wie hy is. Wanneer ons God net soek in tye van nood, mis ons die vreugde, die vrede, die lyding en die gemeenskap wat hy elke dag aan ons wil gee. Waarom roep die Here ons om hom eerste te soek? Soek die aangesig van die Here, sê die woord, en alles sê die woord, sal vir jou gegee word. Maar ons soek die hand van die Here, dis al wat ons soek. Daarom is baie mense begin bid, is dit net 'n grocery lys wat voor God neergegooi word van alles wat ek wil hê. En as die Here dit vir jou gee, dan word daar nie eens dankie gesê. Dan word die volgende grocery lys vir hom gegee. Die Here roep ons om hom eerste te soek, om hom lief te hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. En voortdurend in Christus te bly. 'n Ware disipel van God leef nie van krisis tot krisis nie, maar wandel elke dag in die afhanklikheid van God. En die wete dat hy nie net die een is wat ons probleme oplos, maar die een is wat ons bron is van hierdie lewe. Vrede en genade en ons ewige hoop is Christus Jesus. As ons dit onregverdig vind, wanneer mense ons net kontak, of net van jou weet, of net van homself of haarself laat hoor, wanneer hulle iets van jou nodig het, hoeveel te meer moet ons nie besef dat God, ons Skepper, die hemelse Vader, 'n opregte verhouding met ons begeer en nie net 'n noodverhouding. God is nie bloot 'n toevlug in tye van krisis en kerk.
of 'n bron waaruit ons seëninge put, wanneer ons iets kort kom in die lewe. Hy is waardig om elke dag gesoek, liefgehê, geëer te word. Bloot vir wie hy is, nie vir wat hy doen nie. Hou 'n bietjie op om vir 'n oomblik net om te dink wat jy wil hê van God af. En aanbid die Here vir wie hy is. Ek wil vir jy sê vanmôre, as God vandag ophou om jou te sien, het jy steeds meer as genoeg om voor dankbaar te wees. Want sy genade is vir jou genoeg. Amen. Dis al wat ons nodig het, is goddelike genade. Want dit is wat ons eendag 'n plek in die hemel sal gee, is sy genade. Die Here verlang na harte wat hom soek voor die nood kom. Soek die Here voor die nood kom. Dat as jy die nood kry, weet jy waar God is. Weet jy waar hom te vind. Hy verlang na harte wat hom soek voor die nood kom. Hy verlang na harte wat hom aanbid voordat die wonderwerke gebeur. En wat hom sal dien selfs wanneer daar niks is om te vra. Jeremia 29:13 sê, julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. God wil nie net ons noodroep hoor. Hy wil ons dank sê, ons lofpryse en ons gehoorsaamheid wat ons in liefde vir God moet gee, ervaar. 'n ware verhouding met God is nie gebou wat ons uit sy hand kan ontvang nie, maar eerder op 'n begeerte om in God se teenwoordigheid te lewe. Wanneer ons hom net soek vir sy gawes, mis ons die grootste gawe, en dit is 'n lewende verhouding met die Here. Daarom behoort ons God elke dag te soek. Nie omdat ons iets van hom nodig het nie, maar omdat ons hom nodig het. Dis die verskil. Nie omdat ons iets uit sy hand uit wil ontvang nie, maar omdat ons God in ons lewe wil hê. Dit terwyl ons weet dat hy die een is, en net hy, wat die deure vir jou sal oopmaak, en geen mens sal kan sluit. Waar mense net ons beperking sien Christus se hart wat aan hom behoort. En dit is genoeg vir hom om sy planne deur ons te vervul. Ons hoor vandag, kerk, die stem van Jesus aan die gemeente van Philadelphia. Maar ook aan elkeen van ons. Ek ken jou werke, sê die Here. Dis die stem van 'n verlosser wat alles sien. Ons getrouheid, ons opofferings, ons gebede, ons trane en selfs die stryd wat niemand anders raak sien God raak vir ons. Hy roep ons nie om op ons eie krag staat te maak. Die Here sê nie, probeer jy maar op jou eie reg kom. Nee. Hy sê vanmôre, ek sien jou stryd. Ek sien jou omstandighede vanmôre. Ek sien jou tekortkominge. Ek sien ook jou getrouheid. Ek sien vanmôre, wat het jy reeds opgeoffer vir my? Hy roep jou nie om met jou eie krag voort te ploeter, maar om volkome om hom te vertrouw. Die wêreld sê, ons moet sterker, invloedryker en meer suksesvol word. Maar Jesus sê vir ons, wees jy net getrou. Hy soek nie mense met groot vermoëns nie, hy soek harte wat sy woord bewaar. Sy stem gehoorsaam en aan hom sal vashou, ongeag die omstandighede van hierdie lewe. Of dit maklik is en of dit moeilik is. Noag het gehoorsaam gebou voor die reën geval het. Abraham het gegaan sonder om te weet waarheen hy gaan. Moses het sy vrese oorkom en het God se roeping gevolg. Maar Jesus weet,
die Vader gehoorsaam het tot die dood. Almal het bewys dat God nie deur menslike krag werk, maar deur mense wat op hom vertrou. Die Here verlang ook nie dat ons hom net in tye van nood moet ken. Hy wil nie net ons redder wees elke keer wanneer jy in 'n krisis vasgevall word. God wil die Here van jou lewe wees, elke dag, elke besluit en in elke aspek van ons lewe. Ek sluit af. God verlang na 'n opregte verhouding waarin ons hom eerste stel. Nie net vir sy gawes nie, maar vir sy teenwoordigheid in my lewe. Ek wil hê God moet hier by my wees. Ek wil hê God moet naby my wees. Ek wil hê ek moet die Here se krag, sy liefde, sy warmte ervaar in my lewe. Maar ek moet hom eerste stel. Nie tweede, derde of vierde. So die vraag is vanmôre, waar staan die Here in jou lewe? Is Christus werklik die middelpunt van jou lewe? Is hy die kern, die as, waarom alles draai in jou lewe? Voel jy die teenwoordigheid van God in jou lewe? En vandag noem Jesus elkeen van ons om gehoorsaam te wees en om sy woord te bewaar. En daardeur nie sy naam te verloor nie, en om nie net te ken in die tye wat het moeilik gaan, om net te soek wanneer het moeilik raak, maar elke dag met ons hele hart te volg. Miskien voel jy vandag swak, ontmoedig of onbekwaam, soos wat Moses gevoel het. Onthou dan net vandag dat Jesus nie jou krag meer nie, maar jou getrou het. Daarom is die uitnodiging vanmôre eenvoudig, maar wel lewensveranderd. Kies Jesus voor alles. Kies Jesus voor die wêreld. Kies Jesus voor jou omstandighede verbond. Maak nie saak waarmee jy sukkel. Kies vanmôre Jesus. Kies vandag om op hom te vertrou en nie op jou eie insig. Kies vandag om hom lief te hê meer as sy seëning wat jy by hom ontvang. Met ander woorde, nie net vir dit wat God jou kan bied nie, maar kies vandag die Here vir wie hy is. Wees lief vir God, nie omdat hy voorsien nie, maar omdat hy die Here van jou lewe is. Kies vandag om God se woord te bewaar, sy stem te gehoorsaam, om in sy voetstappe te loop. En wanneer jy dit doen, sal dieselfde Here wat hierdie gemeente van Philadelphia bemoedig het, geprys het, met sy woorde in Openbaring 3 vers 8, sal die Here kom en dit ook oor jou lewe verklaar. En vir jou sê vanmôre, vir julle wat my woord bewaar, my naam nie verloor, vir julle sal ek 'n seën wees vanmôre. Amen. Kom ons bid saam.
Vader, ek weet, en ek praat vir myself vanmôre. Dit is baie tye en baie dae, Here, wat ons U teleurstel. En dit terwyl ons weet presies wat in die woord van God staan. Maar ek dank U vanmôre dat ons ook kan staan onder hierdie kragtige woord wat U in die Openbaring 3 vers 8 vir ons leer vanmôre. Dankie dat ek ook vanmôre deel kan wees van die gemeente van Philadelphia. Dankie dat ek vanmôre weer opnuut kan kies om God se woord te gehoorsaam. Om God se woord te bewaar, Here. Want dit is 'n keuse wat ek moet maak elke dag van my lewe. Dat ek nie die dinge van die wêreld sal kies nie, dat ek ook nie net die hand van God soek vir U voorsiening, Here. U sê vir ons in die woord, U weet wat ons nodig het. U ken ons werke vanmôre, Here. Terwyl ons vanoggend nog 'n geleentheid het om voor God te staan, kan ons vanmôre vir U sê, Here, ons het U lief vir wie U is. Vir die God wat U van my lewe is, vir die Here wat U is vir my. Nie net vir dit wat ek het, nie vir die kar wat ek ry, of die huis waarin ek bly, of die kos wat ek eet nie. Ek het U lief vanmôre, Here, vir wie U is. Nie net omdat U die almagtige God is, ja, Here, U is dit, maar ek het U lief omdat U 'n pa is vir my. Omdat U elke dag deel is van my lewe. Al los alles en almal my, Here, weet ek vanmôre U sal my nooit los. Maak nie saak wat gebeur nie, Here, ek gee nie om watter omstandighede in hierdie lewe op my pad sal kom nie. Ek weet vanmôre dat ek weet dat die woord van God sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Daarom kan ek vanmôre met 'n blymoedige hart voor God staan en sê, dankie, Here. Dankie vir die getrouheid van God. Maar help my, Here, as mens om ook getrou te word aan God. Help my vanmôre, Here, help elkeen van ons vanmôre om Jesus te kies. Om te kies ook om Jesus lief te hê. Here, al stop U vandag om enige iets vir enige een van ons te doen, is die kruis weer is genoeg. Meer as genoeg. Dankie vir die genade, Here. Dankie dat ons vanoggend kan opkyk en kan weet. Ons dien 'n lewende God wat op sy troon sit en regeer. Maak nie saak hoe groot en almagtig U is as God, ek weet vanmôre, Here, dat U selfs in my hart kom woon. Bid vanmôre, Here, dat ons van vandag af sal kies, elke dag in gehoorsaamheid te leef, gehoorsaamheid te stap, en daardeur vir U te wys, dat ons werklik lief is vir U. Dankie vir hierdie diens vanmôre, dankie vir hierdie woord, Here. Ek bid vanmôre dat ons hierdie woord in ons harte sal bære, dat ons altyd sal onthou dat die heel belangrikste is in my lewe is Jesus. Dat ek altyd Jesus eerste sal stel, Here, bokant my eie lewe, bokant my eie begeertes, bokant my eie behoeftes.
Jesus, Jesus. Here mag die naam verheerlik word hierdie oggend. Deur jonk en oud. Want U alleen is God. U alleen is waardig, Here. Dankie dat ons vanmôre weet, Here, U sien. En U ken elkeen van ons by die naam. Dankie, Here, vir die God en die Papa wat U is vir ons in ons lewens. Gees van God, ek bid dat U die naprediker van hierdie woord sal wees. Dat ons dit in ons harte sal bære, dat ons nie sal uitgaan en vir die wêreld gaan wys. Ek stel Jesus eerste in my lewe. Ek bid dit. En ek vra dit vanmôre in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek bid, Here, waar die vyand probeer sy hand en sy voet insteek, dat U ons sal help, Here, dat ons die vyand sal weerstaan. En dankie, Here, daarvoor. Jesus, U is die heel belangrikste in my lewe. En dankie dat ek dit kan sê vanmôre. Ek weet ook vanmôre, Here, dat woorde maar min krag dra. Ek sal dit wys van vandag af. Ek sal dit vir die wêreld wys. En ek sal nie skaam wees, Vader. Dankie, Here. Dankie vir die teenwoordigheid vanmôre. Dankie vir die Gees. Seën elke een wat hierdie woord gehoor het vanmôre. Dis my gebed in Jesus naam. En ek dank U daarvoor.